Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons het gister bietjie gekyk na die koninkryk van God en ek wil nou nog 'n beginsel van die koninkryk van God bietjie bekyk. In Matteus 19 vers 24 kry ons die woorde waar Yeshua praat met sy disippels nadat 'n jong man nie wou van sy besittings ontslae raak nie en eintlik toe maar weggestap het van Jesus af. En dan sê Jesus, ek verseker julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel inkom. En dan in vers 24 sê hy, maar ek stel dit eintlik nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor het dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, wie kan dan gered word? En Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Nou ek weet nie van jou nie, maar as kind het ek altyd hierdie prentjie in my kop gekry van 'n kameel. Iemand wat 'n kameel deur 'n naald se oog probeer kry. En dis 'n totaal belaglike prentjie en 'n totaal onmoontlike prentjie. Selfs nie eens die beste animasie kunstenaar gaan dit regkry nie. As ons verstaan waarvan Jesus praat, dan maak dit 'n totaal ander prentjie. In die ou stad Jerusalem was daar langs die poorte 'n kleiner poort gewees, 'n kleiner deur in die muur. As die poorte dan in die aand toegemaak is en iemand kom daaraan te laat, dan moes hulle deur hierdie klein poort gaan, maar voor hulle daardeur kon gaan, moes hulle eers alles van die kameel aflaai, sodat die kameel kon deurgaan. As hy sou kon deurgaan, party van die openinge is so klein, dat hulle nie eers regtig 'n kameel daardeur kon kry nie. So daar's 'n klomp legendes rondom dit, of 'n klomp stories rondom dit, maar dit gaan daaroor dat hierdie opening, hierdie deur was so klein, dat die kameel of nie daar kon deurgaan nie, of hy moes op sy knieë daardeur gaan. En die hele storie agter dit is, Abba Vader verwag van ons om ons goed neer te lê, om ons self neer te lê, sodat ons kan ingaan in die koninkryk van God. En ek weet, jy dink nou sommer onmiddellik, maar jy het jou ou lewe afgelê en alles is mos nou al verby, jy is vergewe en alles, en dis heeltemal waar. Maar partykeer klou ons so vas in ons eie bedieninge, ons eie idees van hoe goed moet wees. Ons wonderlike prestasies wat ons al behaal het. Dis die goed wat ons bagasie maak. Nie noodwendig die verkeerde goed nie. Dis partykeer hierdie goed waarop ons selfwaarde opbou. En hy sê hierso, dis moeilik vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Nou daai ryk het nie noodwendig te doen met die hoeveelheid geld 'n persoon het nie. Dit het te doen met die feit dat jy ryk is aan jouself. Dat jy ryk is aan jou eie idees en ryk is aan jou eie koninkrykie. So hy sê, lê hierdie goed neer. Want jy sien, Romeine 12 sê vir ons, ek en jy moet op die altaar klim, om waarlik ons liggame as 'n lewende en offer aan God te gee. Met ander woorde, dis ons alles wat ons moet gee. En ek sê altyd vir die ouens, 'n bees is 'n bees, tot hy bo op die altaar lê, dan sy eers 'n offergawe. So ek kan my lyf dalk op die altaar sit, maar my kop bly nog een kant. My goed en my geite bly nog een kant. Ek is nog nie bereid om dit oor te gee nie. Dan is ek nog nie 'n offerdier nie. Dis eers wanneer ek my hele lewe, my alles gee as 'n offergawe, wat ek laag genoeg kan kruip deur daardie poort wat bekend staan as die oog van die naald. En dalk wil Abba Vader vandag met ons praat, nie oor verkeerde goed nie, nie oor die lelike goed waarna ons vashou, daardie bagasie van die verlede nie. Vandag wil hy met ons praat van die bagasie van voorspoed, die bagasie van
ryk wees aan jouself. En daar's niks verkeerd om geseënd te wees nie. Dis glad nie wat ek bedoel nie. As ons geseënd het ons soveel wonderlike seëning wat ons van hom ontvang het. Maar ek praat van jou prestasies, jou goed waarop jy staat maak. Gaan jou slimheid jou dalk uit die koninkryk uithou. Gaan jou grade jou dalk uit die koninkryk uithou. Gaan jou bediening, wat jou manier is, jou dalk uit die bediening uit die koninkryk uithou. Partykeer vra Vader vir ons, lê neer, alles. Ons worship instrumente, ons vrug, want hy wil net vir my en vir jou hê. Abba Vader, ons kies vandag om deur te gaan, deur hierdie oog van die naald, en alles neer te lê, wat nie soos U lyk nie, en wat nie van U afkom nie. Amen.